Hallo almal en welkom by hierdie sessie waar ek 'n bietjie gaan kyk na 'n paar foto's wat op die Mentorskap webwerf is. Hierdie eerste fotootjie is 'n fotootjie wat Rudolf Oosthuizen geneem het. Rudolf, as ons na hierdie foto kyk, die eerste ding wat vir my opvallend is die foto handel oor die voeltjie hierso. Maar ek sien baie min van die voeltjie in die foto. As ek dit so kan verduidelik hy's in die middel geplaas. Met ander woorde, ons probeer partykeer bietjie reël van derdes volg. Maar kom ek wys jou hierso met die muis, as ek sommer hier rondom hom gaan, die kern van die foto lê in hierdie stukkie, dis die voeltjie. Ek kan ook self sy stert bysit en so hier rondom. Aan die kante, hier aan die linkerkant is die takkies en blare, en aan daardie kant is takkies en blare, so baie min van die oppervlak van die foto, handel eintlik oor dit waaroor die foto regtig gaan. My voorstel sou wees dat jy dalk hierdie foto kon krop, heel wat nader aan die voeltjie. 'n Rede waarom hy dalk in die middel van die takkies mag gesit het, is omdat jy gevoel het daai twee takkies aan die agterkant raam die voeltjie so half, maar in hierdie geval, jy weet, lyk dit amper asof die takkie daar regs bo uit die voeltjie uitgroei, en dan iets wat nogal oulik werk, is die takkie wat hier aan die linkerkant inkom, dit lei die oog in na die voeltjie toe. So op hierdie stadium dink ek die kern van hierdie is dat ons baie meer eenvoudig moet werk met dit wat die onderwerp van die foto is. Ek hoop dit maak sin vir jou, Rudolf. In hierdie foto wat Lizzie geneem het, is daar 'n paar dingetjies waarna ons kan oplet. Sy sê die foto het laatmiddag geneem en die wolke wou nie so mooi saamspeel nie. Nou Lizzie, iets wat ek kan aanbeveel is dat jy letterlik met 'n program soos Photoshop of GIMP die levels gebruik om so 'n bietjie meer kontras in die foto te bring. Jy sal sien, die helder witte is nie wit nie, en die foto het so effe van 'n dowwerigheid oor hom. Dan wil ek ook 'n aanbeveling maak, as jy kyk na die foto, ek weet jy wou werk met die wolke, en daar was min wolke, so ons het die 2/3 bo, en dan die derde van die landskap onder. Maar ek wil amper vir jou sê, in hierdie foto vra ek myself, waar moet ek kyk? Jy weet, wat is die onderwerp van die foto? En ek wil amper sê, hierdie boom hier in die middel, is die onderwerp, en ek sal amper hierdie foto kan krop, laat die boom en hierdie gras letterlik net daardie stukkie die foto is, want ek bedoel die gras hier voor, die blou lig daar agter, dit speel nie werklike rol om vir iets spesifieks in die foto impak te gee nie. So ek dink is 'n goeie idee wat jy gehad het, die gebruik van derdes. Ek dink ons het so 'n bietjie 'n kontrasprobleem, en onthou altyd wanneer jy 'n foto neem om vir jouself af te vra, wat wil ek afneem? 'n Voorstel, ek weet nou nie hoe ver was julle nie, maar 'n voorstel sou wees om baie nader aan daardie boom te gegaan het, en dalk die boom met die wolke agter hom te kry, en dalk van onder af of van 'n nader posisie af, hierdie fotootjie te geneem het met die boom, en dalk 'n boom aan die regterkantste derde, dalk so iets geneem het. Ek hoop het maak heeltemal sin. Ek dink is 'n redelike oulike lig wat dalk op hierdie gras hier voor uitgelig kan word. Maar werklik weer 'n foto wat ek graag vir jou wil sê, Lizzie, is, kom ons probeer vir onsself vra, wat is die kern van die foto? En onthou dan ook, met enige landskap probeer ons om 'n voorgrond, 'n middelgrond en 'n agtergrond te hê. So jy kon dalk 'n bietjie gewerk het met die muur so op in die voorgrond, na 'n boom toe in die agtergrond, jou kamera regop gedraai het, dan het jy so bietjie beter, kan ek maar sê, dimensie in die foto gehad. Op die stadium is die foto redelik plat, en daar is nie regtig amper 'n onderskeid in afstand, iets wat vir ons die afstand dui, tussen hierdie blou lig of wolkerige lig agter, en die grasserige gras voor nie. Ek hoop het maak heeltemal sin, Lizzie. Lizzie, ek kyk weer na een van jou foto's, en dit is dan hierdie ene van die kindjie wat in die water hardloop, en ek sien jy noem het moedeloos, omdat die kindjie half moedeloos is. Baie interessant, weer eens, as 'n ou gaan kyk, as 'n mens dit sou kon krop, jy sal sien in die agtergrond, is daar 'n skakering verandering van lig, wat 'n bietjie steurend is, want 'n mens se oog word getrek na daai verskil tussen die donker lig agter en die ligter lig, water kan ek maar sê, nie die donker lig nie, die donker water. So, die kern van die foto is amper om hierdie kindjie te laat hardloop, en dalk 'n entjie te laat hardloop, so kom ek trek vir jou 'n fiktiewe raam hier met die handjie, daar en daar. Hier is selfs 'n prentjie oomlik aan hierdie kant, hier tussen haar en haar weerkaatsing in die water. Wat 'n bietjie pla, dis is dat die onderwerp baie klein in die raam is, met ander woorde, sy maak nie so groot deel uit nie,
Ek hou daarvan dat sy spasie het waarin sy kan hardloop, waarnaartoe sy kan hardloop. Nou, baie keer wil ons realisties wees en sê dit is soos dit was, maar baie keer sal hy ook terwille van die estetiese deel en die komposisie gedeelte hierdie foto dan sogenaamd flip of omdraai, dat die dogtertjie na die ander kant toe hardloop, want sy hardloop dan saam met ons oog, ons lees mos maar altyd van links na regs, laat sy so saam met die oog in hardloop in die foto in. Op hierdie stadium hardloop sy teen die oog, jy begin van links en dan kom sy van die ander kant af en rem half jou oog en forceer jy om terug te kyk in die rigting wat sy beweeg. So, kom ons kyk weer na daai beginsel van wat is die kern van hierdie foto en hoeveel van my foto neem hierdie kern dan in beslag. Elise het hierdie foto geneem en ek hou van die foto. Ek sien Elise sê sy het dit getitel sommer net gespeel en ek dink dit wat ek van die foto hou is die feit dat 'n mens die les daaruit is dat 'n mens 'n bietjie moet speel, jy weet, kyk na die hoeke waarteen jy werk en al daai goed. Wat ek hier dalk kan aanbeveel Elise is as jy dalk die stingel so bietjie meer uit 'n hoek uit kon laat kom. Ek gaan nou net hier wys, die stingel kom hier uit die bloute uit in die rampie in. As hy bietjie meer uit 'n hoek, met ander woorde as die stingel 'n bietjie langer was, dat hy in die linkerhoek kon uitkom en dan na die blom toe gelei het, sou dit lekker gewerk het. Wat nogal werk in die foto is die kontras tussen donker en lig. Hierdie foto is swart en wit geneem, en wat ons altyd moet onthou is dat swart en wit foto's steun baie op kontras en tekstuur. Nou, hier sal julle sien het Elise redelik met kontras en tekstuur gewerk, het die teksture wat letterlik sag is van die donsies, 'n bietjie harder waar die donsies ontstaan, die kern van die plantjie self, en dan hierdie dowwe stingel wat inkom. So Elise van my kant af net daai bietjie advies oor die stingel self wat dan uit die bloute uit. Nou, mens kan hom nie regtig krop hier nie, want ek dink dan gaan die amper al 'n deel van die plantjie aan die linkerkant verloor, of 'n deel van die donsies. Maar as 'n mens so bietjie langer van 'n stingel kon gebruik het, sou dit nou nogal handig gewees het. Ek hoop dit maak sin vir jou. In hierdie foto van die bytjie sê Skalk, dis een van sy eerste foto's met 'n makro lens. En ek wil net sê daarso vir baie van die mense wat op die mentorskap kursus is, weet 'n makro lens, spesiale lens waarmee jy nou op baie klein voorwerpies fokus. En nou hierdie by wat hierso sit, ek dink Skalk in die eerste plek is 'n pragtige skerp foto en dis die kern van enige foto, hy moet skerp wees. Wat my so bietjie pla is, as 'n mens nou kyk links en regs, die by is presies in die middel. En hier aan die linkerkant, hierdie groen stingel wat hier, daar gebeur niks eintlik nie. Ook aan die bokant is daar 'n dowwigheid. So die foto self is letterlik, amper wil ek sê, in hierdie area waar die bytjie is, en jy kan hom met een of twee van die blommetjies dalk selfs gehou het. Die by self in die foto, soos ek sê, aan die linkerkant kon hy afgesny het, dat hy bietjie meer in terme van die reël van derdes gewerk het, dat hy na 'n kant toe was. Nog steeds, vir een van die eerste foto's wat mens met 'n makro lens geneem het, die uitdaging van 'n makro lens is waarskynlik fokus, en ek dink jy het goed gedoen. Ek sien dit is op f22 geneem. Nou vir baie mense wat begin, f22 gee vir jou baie skerp diepte van veld, maar jy het baie lig nodig. Nou Skalk het waarskynlik in helder lig gewerk. Dit kan mens sien as mens daar agter die by se vlerkies kyk, is daar baie helder kol wat partykeer mense aandag selfs probeer wegsteel, en as 'n mens hier aan die blommetjie hier aan die onderkant kyk, so sien is daar ook 'n helder kolletjie, en dis nou die regterkantste blommetjie daar waar die muis nou omtrent is. So Skalk was in baie helder lig, en dis hoekom hy kon wegkom met 'n 125ste van 'n sekonde teen f22. So Skalk, ek dink 'n lekker skerp foto, en ek sou graag wou sien dat jy so 'n bietjie werk aan die komposisie, nog so 'n bietjie nader kom, dalk so 'n portret van die by in sy gesiggie, en dan dat ons so 'n bietjie van die steurende agtergrond kan ontsla raak wat daar so is. Maar ek dink nog steeds 'n lekker poging. Nog een van Skalk se foto's is hierdie ene van sy Majesteit 2, leeu wat Skalk vroegoggend in die Galagadi afgeneem het, en Skalk, ek waardeer baie dat jy vir ons deel wat die verstellings was, 1/200ste van 'n sekonde op f6.3. Nou, wat julle sal sien is, as gevolg van die f-stop, die f6.3, die voorgrond is effe uit fokus uit, en die fokus wil my voorkom, het amper net so agter die leeu begin val. Selfs die leeu het ongelukkig nie heeltemal fokus getrek nie. Nou, dit mag wees omdat die foto verklein is, so Skalk verskoon my as jou oorspronklik 'n bietjie skerper is, maar dalk kan ek sommer die leeu gebruik om 'n handige wenk te gee, en dit is dat 'n mens
jou kamera kan gebruik en jou fokuspunte verstel, sodat jy letterlik 'n fokuspunt op die leeu se oog kan sit. Nou, ons gaan later in een van die kursusse praat oor fokuspuntverstellinge. Wat ek van die foto hou egter is, ek bedoel, die onderwerp is vanselfsprekend koning leeu lyk regtig soos sy majesteit hierso. Ek dink nie Skalk kon vir die leeu gevra het om bietjie nader aan die horison te beweeg nie. Daar val 'n lekker sagte lig en dit is die voordeel. Meeste natuurfoto's word in die vroegoggend geneem, of meeste goeie natuurfoto's van die lig is dan ideaal. In hierdie foto is daar 'n lekker gevoel as gevolg van die feit dat die leeu sit ook, amper wil ek sê, nie in die middel van die rampie nie. Julle sal sien, Skalk het vir hom so 2/3 gegee om in te kyk, en dan 1/3 aan die ander kant. Nou, hoewel ou koning leeu terugkyk hier na ons toe, is die lekkerte, die rigting waarin hy kyk, het Skalk vir hom ruimte gegee. Met ander woorde, die 2/3 is aan die rigting se kant, en dit lyk asof hy dan in die ruimte inkyk. As die leeu ander kant toe gekyk het, sou hierdie ruimte kort gewees het, en sou Skalk waarskynlik sy komposisie verander het, sodat daar meer spasie na die regterkant toe gewees het. So Skalk, ek dink daai was uitstekend gedoen in terme van vir die leeu spasie gee om in te kyk, die plasing van die leeu, en dit was alles gedoen deur net jou kamera na links of na regs te beweeg. Onthou dan die les wat ons hier uit kan haal, is die fokuspunte, die feit dat jy met die f6.3, en Skalk het nie op 'n 200ste van 'n sekonde, wat 'n lekker vinnige spoed is, gewerk, en dit het veroorsaak dat die foto dan skerperig is, maar ek dink sommer een van die lekker foto's wat 'n ou weer en weer na kan kyk. Hierdie volgende foto is deur Tilly Beaton geneem, en Tilly, ek dink is een van die tonele wat 'n mens dadelik trek as jy hom sien, maar ek wil ook vir jou vra, weer eens, let bietjie op en sê, wat is die storie wat hier vertel word, waaroor gaan dit, want, jy weet, ek dink ons het, daar agter, wat ek nou probeer wys met die muis, is 'n watervallerigheid, aan die regterkant is daar 'n huis, jy loop 'n rivier deur, of 'n stroom, dan sien die wit perd, en dan hierdie perd wat so half opkyk, jy weet, is 'n reuse klomp goed wat gebeur in die prentjie. Nou, vir my is hier 'n paar prentjies. Die eerste ene is hier in die voorgrond, hierdie wit perd is pragtig, is jammer dat die perd reg sy gesig so bietjie versteek is, maar ek wil amper sê, hier's 'n prentjie tussen hierdie wit perd en die bruin perd, hier's dalk 'n prentjie tussen die perd hierdie kant, wat opkyk, wat jy op sy eie kan vang, maar jy gebeur net ongelooflik baie goed in die foto. Die perde kyk na ons toe, en dan, met ander woorde, vat hulle ons aandag so bietjie weg van die agtergrond af. Die agtergrond het ons bietjie 'n skewe lynerigheid, dit kan mens nie noodwendig altyd iets aan doen nie, jy weet, maar dis net asof daar's 'n lyn bome, daar's 'n lyn gras, daar's 'n lyn water, hier's 'n lyn gras voor die oewer van die rivier. Ek wil amper sê, as 'n mens bietjie minder gehad het in die foto, jy dalk hier na die regterkant toe gestap, en hierdie wit perd afgeneem, met daardie gedeelte agter hom, die riviergedeelte, of, jy weet, iets natuurliks, of dalk jou posisie verander, en dalk 'n effens hoër kon kom in die perd hierso, kom ek wys net hier, as ek hierdie prentjie hierso trek met die rivier, net so iets kon geneem het, of as jy aan die linkerkant gaan staan het, en die perd se aandag kon trek, laat daai perde na jou kyk, laat jy die perde en hierdie geel blommetjies in die rivier kry. Soos ek sê, weer eens dink ek, die kern van hierdie foto, of die dilemma vir my, is dat die perd self, die primêre objek, die een wat mense aandag die meeste trek, is daai wit perd, juis as gevolg van die feit dat hy spierwit is. Onthou, ons aandag trek altyd na die helderste deel van 'n foto toe, en in hierdie geval sou ek dalk 'n bietjie meer van hom wou gemaak het, want hy is baie klein spikkeltjie in 'n groot foto. Ek hoop het maak vir jou sin, Tilly. Nou ja, ek het so 'n paar foto's, ek gaan elke nou en dan so 'n paar van hierdie foto's evalueer, op video sit, en ek hoop regtig dat die kommentaar vir almal van julle tot voordeel sal strek. Baie dankie nogmaals vir julle deelname aan die mentorskap program, en ek hoop julle geniet elke oomblik daarvan.